En ek voel die Here lei my om aan te gaan, ons sal kyk waar gaan ons stop. Baie belangrike woord. Kom ons kyk net wat sê Efesiërs 6 vers 12. Hierdie skrifte moet jy sonder memoriseer. Kom ons bly net by die woord van die Here. In hierdie kerk word nie opinies gepreek nie, net die woord. Goed. Efesiërs 6 vers 12, ons almal lees hardop gereed lees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoeveel van julle kan getuig dat net in die laaste 7 dae was jy aangeval? Nie fisies nie, in die gees. Lig op jou hand dat ek kan sê. Miskien siekte, miskien gedagtes, miskien woorde, miskien iemand wat vir jou lelike goede toegesnou het, miskien jaloesie, miskien by die werk is jy onregverdig behandel, ensovoorts. Kyk wat sê die woord van die Here. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed. Daar's geeste in die lig en hulle werk deur mense. Ek wil dit baie duidelik stel, luister mooi, net soos wat die Heilige Gees deur mense werk, hy nou deur my praat, deur my werk demone ook deur mense. Wanneer die Here besluit om jou te seën, gaan hy 'n mens gebruik. Let op, hy kan doen wat hy wil, hy's God. Maar gewoonlik kies hy iemand en hy werk deur iemand om jou te seën. Dit is net hoe dit werk. Hy gaan iemand gebruik om vir jou 'n woord te gee. Hy gaan iemand gebruik om vir jou 'n werk te reël. Hy gaan iemand gebruik om vir jou geld te gee. Byvoorbeeld, hy werk deur mense. Hoekom is dit so moeilik dat party ons nie kan glo wat die skrif sê? Mense ontken die vyand en hulle ontken demoniese werkinge ensovoorts en die duiwel lag, hy sê hierdie mense ontken my. So wat gebeur wanneer die vyand jou wil te nakom, want let op, hy wil jou nie seën nie. Die Bybel noem hom 'n mensemoordenaar. Die Bybel sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verslind. Let op, hy is nie die leeu nie, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Jesus is die leeu uit die stam van Juda. Okay. So as die vyand jou wil te nakom, deur woorde, deur allerhande lelike goed, wat doen hy? Hy kies 'n persoon. En nou kry jy dit reg dat jy nie van daai persoon hou nie, want daai persoon het nou vir jou goede gesê en lelike goede aan jou gedoen, maar al wat ons moet doen is ons moet onderskei wat se gees werk deur daai persoon. Die waarheid is ons maak almal foute. Laat die ou wat geen foute het vanmôre in hierdie huis eers die klip gooi. Almal van ons maak foute. Okay, so jy moet onderskei wat se gees werk deur daai persoon. En die vyand weet, as hy kan aanhou en aanhou deur daai spesifieke persoon werk, gaan jy later 'n negatiewe houding, luister mooi na, baie belangrike lering, 'n negatiewe persepsie oor hierdie persoon. So wat wil hy doen? Hy wil hierdie verhouding verbrokkel. Baie keer is dit 'n kind in jou huis. Baie keer is dit jou eie man, jou eie vrou. Baie keer is dit 'n familielid of 'n vriend of 'n vriendin of 'n kollega by die werk. Die Here sê vir my, sê vir die kerk, ons oorwinning lê in die gees. As jy in die vlees gaan stry en in die vlees gaan beklei, gaan jy net jou energie mors. Jy gaan jou asem mors. Jy gaan verhoudings verbrokkel, jy gaan mense seermaak.
Natuurlik is daar 'n tyd om in liefde te vermaan en om in liefde orde te bring en om in liefde jou sê te sê. Maar as jy in die vlees gaan beklei en aanhou in die vlees gaan stry, gaan jy nie die oorwinning behaal nie. So wat moet jy doen? Jy moet gees onderskei en hierdie is iets wat die Here my geleer het wat vir my baie beteken in die bediening. Ek wil so ver gaan om te sê, 'n pastoor wat hierdie goed nie verstaan nie, gaan sukkel in die bediening. Want ons stryd is nie met vlees en bloed nie. Die Bybel sê, ons het nou net gelees, dis demone, geeste in die lig. En geeste werk deur mens. Jy wonder, jy verbaas jou partykeer hoe party ouens praat en die lelike gesindheid wat hulle openbaar. Miskien moet jy net vir die Here vra, Here, wys my, wat se gees werk deur hierdie persoon? Oor die algemeen hou mense nie daarvan wanneer jy praat oor gees wat dalk deur iemand kan werk nie, want jy voel, hoe kan 'n gees dan nou deur my werk? Maar luister, die vyand werk ook deur mense. En baie keer is 'n persoon nie noodwendig demoon beset nie, soos die besetene van Gadara, waar hy aan mekaar manifesteer nie, maar glo my maar, daar's 'n gees wat saam met daai persoon loop. En elke nou en dan praat hy deur hom. Elke nou en dan is daar 'n werking in en deur daai persoon. Hierdie lering gaan jy nie oral hoor nie, want die meeste mense glo dit nie. Daarom dat ons soveel oproepe kry en sê, pastoor, kan jy ons nie asseblief help nie, want hier waar ons is glo hulle nie daar. Ek lees dat waar Jesus gekom het, het hy duiwels uitgedryf. En weet jy wat, die Here wil jou en jou familie vry hê. Gesond hê. Sê amen. Geseën wees. Die Here wil hê jou kinders moet die Here dien. Die Here wil hê jy moet finansiëel voorspoedig wees. Glo julle dit? Dis die wil van die Here. So wat moet jy doen? Onderskei gees. Voor jy in die vlees kom, om dit so te verduidelik, voor jy vleeslik raak en fisies wil beklei en fisies lelike goed wil terugsê, net daar verloor jy klaar die gewig. Want nou sê die feit, ek het dit reg gekry, jy praat nou net soos daai een deur wie ek werk. In ander woorde, jy lyk nou net soos die wêreld. Jy praat nou net soos die wêreld. Jy manifesteer nou net soos daai ou deur wie ek werk. Dis hoekom die Bybel sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Kom nou, hy sê, moenie skelwoorde met skelwoorde. Wat moet ek sê? Ek soek die woord. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie skelwoorde met skelwoorde vergeld nie. Okay. Maar hy het my gevloek. Hy het my eers te sleg gesê. Okay, maar nou wil jy soos Jesus wees. So wat doen ons? Ons vat ons probleem. Ons vat hierdie stryd. Hierdie persoon deur wie die vyand werk wat jou seermaak. Ons vat daai situasie in die gees, in gebed. Ons vat dit na die Here toe. En ons sê, Here, help ons om hierdie gees te onderskei. Hier's byvoorbeeld 'n gees van woede wat deur jou man werk. Elke nou en dan vlam hy op. Jy kan vir my sê, dis 'n persoonlikheidsafleiding. Hulle gebruik allerlei snaakse slim woorde. Maar dis nie lankie dan kom sit hulle hier in die spreekkamer. Want daai woorde gaan jou nie vry kry nie. Ons kan vir mekaar allerhande goed sê, hierdie ou het 'n afwyking en daai ou kort nog 'n pil en hy doen dalk maar. Maar as hy nie gaan vrykom nie, luister vir my, as daar 'n ding is wat saam met hom loop of in hom is en jy kan pille voorskryf tot jy blou is. Hulle het mense al hier aangebring wat so zombies is, waar mense vir my sê, elke keer wanneer ek terug gaan na my dokter, kry ek net 'n pil, hulle hoor nie, ek het 'n probleem, pastoor, help my, God is my getuie. As ek daai ding uitdryf, is daai persoon vry. Gees, jou stryd is nie teen jou man of jou vrou, jou familie, jou vriende, jou kollegas nie. Leer om sensitief te raak vir die Heilige Gees. Anders gaan jy vleeslik betrokke raak en jy gaan praat en lyk net soos hulle deur wie die vyand werk. Ja, dit was nou goed. Ons wil juist toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. En dis nie altyd so maklik nie. En ek dink skielik aan die skrif waar Jesus gesê het, as hulle jou slaan,
Op die regterbank, wat moet jy doen? Oom Tiny, dis nie die Bybel nie. Dis hoekom party ons nie moet preek nie. Hy sê, slaan terug. Nee! Jy sien hoe hard moet ek werk, jongens. Mense hou my so besig. Nee. Voel ons so? Ja. Hy taxi wat voor jou ry en hy so snaap. Dit gaan nie help jy gooi klippe nie. Jy het meer as klippe nodig. Jou oorwinning lê in die gees. Dis mense vanmôre kry 'n woord van kennis nou. Jy sukkel met verhoudings, niks loop reg nie. As jy sien, dan loop die verhouding dood. Ek praat nie net van liefdesverhoudings as mans en vrouens, vriendskapsverhoudings, in die familie, almekaar, het loop net dood. Dis 'n gees wat saam met jou loop. Luister maar na jou pastoor en jy sal lewe, sal met jou goed gaan. As jy daai ding nie onderskei nie, gaan dit met jou altyd so gaan. So jy moet op 'n plek kom waar jy onderskei, wat is die ding se naam? Terug na die gees van woede. Nou vat jy daai probleem nie fisies aan nie. Jy sê jou gees van woede, die Here het jou geopenbaar. Die Here het gesê, in my naam sal ek duiwels uit. Nou vat jy daai ding in die gees en jy sê soos Johannes, ek was in die gees op die dag van die Here. Al is jy vlees en bloed, jy's gees. Nou onderskei jy daai ding by die naam en jy sê jou gees van woede, wat elke keer deur my man werk, dis genoeg, jy's nie welkom in hierdie huis nie, gaan uit hom uit in Jesus naam. Baie vrouens kan nie met hulle mans praat nie, aan beklei dit. En andersom. So wat is die beste raad? Om jou oorwinning in die gees te vat. Begin om te onderskei, wat loop saam met jou? Wat loop saam met jou kind? Daai probleem wat net nooit opgelos word nie. Mooi name word gegee, maar verandering vind net nooit plaas nie. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed. En dis geen wonder, en ek wil dadelik net sê, ons dank die Here vir al die hulp op sielkundige vlak, arbeidsterapie, al hierdie ouens, ek sê dit vir al ons mense, ek dank die Here vir al die hulp, en daar waar positiewe resultate is, ek sê, ons eer die Here, maar hulle erken dat hulle suksesrate uiters laag is. Weet jy hoekom? Dit help nie, jy praat net sielkundig, en jy hanteer nie gees nie. Ag, ek is dit. Want ons is gees. En ons het met geeste te doen. Dis nie roha nie. Dis die Bybel. Die vyand is nog nie finaal gebind nie. Daar gaan 'n dag kom wat hy finaal gebind gaan. Daar's nog 'n stryd. Die Bybel sê so, het Jesus die oorwinning behaal? Ja, hy het. So wat moet ons doen? Vasstaan in sy oorwinning, in geloof die pad stap, maar daar's steeds 'n stryd, hy kom steeds en hy val kinders van God aan. Dis hoekom hierdie woord so belangrik. En daarom moet ons waak en bid. Jy kry 'n gees wat byvoorbeeld, kom ons sê, deur 'n pa gewerk het, een of ander slegte ding in verslawing, en daai pa sterf. Wat dink jy gaan gebeur? Daai gees soek die naaste, vinnigste, beste in die lyn. En dan hoor ek ouens sê, ag nee, ons glo nie in die goed nie. Dit maak geen verskil. Môre kry jy vaste kos. So wat moet jy doen? Jy moet onderskei. En sê, Here, help my om te verstaan wat hier aangaan in my familie. Daarom is dit baie goed om so 'n bietjie na te vors oor jou pa en ma, en sy pa en sy ma. En dit wat negatief is, te stop. Hoe? In die gees. Jy kon nie kies om in 'n sekere familie gebore te word, maar jy kan kies om die woord van die Here, kom nou, jou eie te maak. Dink aan egskeiding. Luister na goeie woord. Dit loop in 'n familie. En as mense wat sê, ons het al alles probeer.
As jy nie daai gees onderskei nie, en hom nie bind nie, gaan hy aanval. Jy moet hom onderskei by die naam, en sê, ek stop jou, en by ons stop egskeiding in Jesus se naam. Ek het gister mense bedien, en vir 'n vrou gesê, die vyand wou in jou geslag onvrugbaarheid werk, kinderloosheid, min kinders. Die Here sê, hy wil vir jou oorwinning gee, maar bid teen dit. Bid teen dit. Vra die Here vir gesonde kinders. Die Bybel sê, julle het nie, omdat julle nie vra nie. Amen. So onderskei daai ding, en by die naam bid jy hom, en jy stop hom, in die naam van die Here. Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs, hoofstuk 10, vanaf die 3de vers, almal lees, hard gereed lees, want, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ons fokus net gou vir 'n oomblik op daai gedagte. Kyk, ja, heel laaste sin, lees weer, en elke gedagte, lees dit weer, elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Vir ons as kerk, vir ons as kinders van die Here, is dit God se wil dat ons denke in lyn sal wees met sy woord. Maar kom ons gaan nou eerlik wees. En jy hoef nie 'n profeet te wees om dit te weet wat ek nou gaan sê. Die meeste kinders van die Here, selfs in die kerk, het die grootste stryd in die denke. So kom ek spreek 'n paar goed aan. Is jy lus om te hoor wat die Here deur my sê? Lyk net lus. Sê vir jou langs en jy word lus vir die woord. Kom, word net lus vir die woord. Ok, ons is lus vir so baie dinge. Maar wees lus vir die woord. Amen. Ok, ons moet ons denke in lyn kry met die woord van die Here. Nou, ek wil gou vir jou sê, die nommer 1 manier hoe die vyand aanval, is juis in jou denke. Hy val op baie gebiede aan. Hy kom met siekte, en hy kom met depressie, en hy kom met onheile, ongelukke, gevare en omstandighede. Maar die nommer 1 manier, luister na goeie woord vir my, is in jou denke. Want as jy in jou denke, kom ons gebruik 'n sterk woord, siek raak. Jy's negatief, jy bedink lelike goede, jy bedink later goed wat buite God se woord in wil is, dis nie lank nie, dan tree jy so op. Want alles begin hierbo. Die Bybel sê, soos 'n mens dink, so is hy. En ek wil jou help, kom ons kyk gou wat het Jesus gedoen, dit gaan vir jou baie beteken. Matteus 4, daar was die Here versoek deur die duiwel, kom ons bly net by die woord. Kom ons kyk net wat het ons meester gedoen. Kom ons kyk hoe hy dit hanteer. Ok, kom ek lees vir ons. En toe is Jesus deur die Gees, kyk daar, die Heilige Gees weggelei. Let op, dis nie die duiwel wat die Here in die woestyn ingelei het. Dit was die Heilige Gees. Maar die duiwel het Jesus aangeval in die woestyn. Hy het hom versoek, ok? Om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is. Kyk hoe kom hy altyd met sulke misleidende vrae. Hy weet hy is die seun van God. Hoekom vra hy as? Hoekom sê hy as? Om twyfel te saai by die persoon vir wie hy dit sê. Kan jy onthou Adam, Eva, kan jy onthou die slang by Eva gekom het, met misleiding, so asof dit wat die Here gesê het rondom daai boom nie belangrik was. So die vyand gaan altyd kom en hy gaan vertwyfeling, daar's 'n mooi woord, vertwyfeling, misleiding probeer wek, waar? In jou denke.
Jou laat voel jy is nie belangrik nie. Jou laat voel jy is nie gesalf nie. Jou laat voel die Here het jou vergeet. Jou laat voel die Here vergewe jou. Hy werk altyd eers so in die denke. En is nie lank nie, as daai persoon dit glo, begin hy dit praat. Maar hoor jy, ja, maar hierdie ou is 'n negatiewe ou. Hy praat altyd negatief. Dis nie lank nie, dan begin die dade, die aksies volg. Want soos jy dink, so is jy, en wat jy sê, sal jy kry. So hy kom by die Here en hy sê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word, maar hy, dis Jesus, antwoord en sê, daar is geskrywe. Almal sê dit, daar is geskrywe. Hoor nou hier, die mens sal nie van brood alleen leef nie. Van julle kan dit nie glo nie, maar dit is Bybels, dit staan nie. Maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, ek wil jou iets wys nie. Weereens vra hy asof dit nie so is. Terwyl hy weet, Jesus is die seun van God. Nou moet jy net verstaan, jy kan nou dadelik dink en sê, maar hy was Jesus. Die Bybel sê hy was versoek deur die duiwel. Hy was vlees en bloed soos ek en jy vanmôre. En alhoewel hy God was, was hy vlees en bloed. So wat doen die duiwel? Hy probeer Jesus laat twyfel oor die feit dat hy seun van God is. So sal die vyand by jou probeer kom en maak asof jy nie die een is wat die Bybel sê jy is. En daarom moet ons net by die woord bly. As u die seun van God is, werp uself af, want daar is geskrywe. Kyk hoe haal hy ook die woord aan. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Stop net daar vir 'n oomblik. Is dit die woord wat hy aanhaal? Hallo kerk, is jy by my? Is dit die woord wat die vyand aangehaal het? Ja. Wat sê die Here? Daar staan geskrywe, jy mag nie die Here jou God versoek. Nou ja, dis so goed. Jy gaan spring op die dak, of jy klim op die dak, jy wil nog spring. En jy sê, die woord van die Here sê, dis nou dieselfde. Die Here sal sy engele aangaande my gee. Kom ons toets dit 'n bietjie uit. Ek beloof jou, ons gaan mooi goed sê op jou begrafnis, maar dit is verby. Jy mag nie die Here jou God versoek nie. Dis van ons jong mense wat dink dis oulik om bungee jump te doen. En dan kom sê hulle elke keer vir hulle pastoor, waar en hoe het hulle dit gedoen? En dan moet ek hulle elke keer antwoord en sê, so sê die woord van die Here, jy mag nie die Here jou God versoek nie. En dan moet ek maar vir hulle bid. Die Here hulle bewaar vir 'n volgende keer. Dit help nie, jy gaan die woord uit konteks aanhaal. Soos die ene wat sê, die Here het vir hom gesê, hy moet sy vrou onmiddellik skei. En daar's iemand anders wat hy mee moet terug. Daai ou rook gras. Staan. Party ons rook allerhande ander goede. Daar's nooit die Here gewees nie, is 'n gees wat egskeiding wil bring, vernietiging in 'n huisgesin, wat 'n huwelik wil verbreek. Jy goeie raad gee, as jy dalk voel jy hoor nie so lekker by die Here nie. Jy die woord van die Here, en as jy by die woord bly, gaan jy geen fout maak nie. Alles wat jy doen, alles wat jy sê, alles wat jy dink, wat vir jou gesê word, meet dit aan die woord. As hy kom en hy wil vir jou profeteer, en hier word sterk geprofeteer in die huis, so laat ek my mense mooi leer, ou vir jou goed profeteer, wat buite die woord van die Here is, seën hom en let him go. Staan, want dis nie die Here. Die Here gaan niks praat wat buite sy woord is nie. Okay? Sy woord is sy wil. Alright. Goed. Weer neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg. Die duiwel hou van hoogtes.
alhoewel hy ver geval het. En wys hom al die koninkryke van die wêreld, kyk daar, en hulle heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee. Wat moet hy doen? Hy sê, val net neer en aanbid man. Wat het die Here gesê? Daar staan geskrywe, jy moet die Here dien. Jy moet die Here God dien en hom alleen aanbid. Kom ons maak dit 'n verklaring. Prys die Here daarvan. Lig jou regterhand sê Here, ek aanbid U alleen. U alleen. Ek aanbid die Here God alleen. Geen ander gode nie. Ons aanbid nie mense nie. Ons aanbid die Here God alleen. Wat het Jesus gedoen? Hier's 'n groot sleutel. Bly by my. Hy het nie vleeslik geraak en die vyand terug probeer beklei met skelwoorde. Luister. Lelike goed vir hom toegesnou nie. Jou ou piep, 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 piep. En weet jy wat? Ek hoor nog steeds sulke Christene wat so ligsinnig praat, soos of hulle dink hulle mag. Ek lees dat die Bybel sê, toe daar 'n stryd was tussen die duiwel en 'n aartsengel, Micha, oor die liggaam van Moses. Het die engel nie die duiwel enigiets lelik toegesnou, behalwe al wat hy gesê het, net die Here bestraf jou. Jesus was in die gees. Hy het nou net uit 'n 40 dae vasgekom. Hy het sy oorwinning waar gekry in die gees. In gebed. Hy het die swaard van die gees gebruik. Wat het hy elke keer gedoen wanneer die vyand hom aanval? Hy het net gesê, daar staan geskryf. Ek wil jou baie belangrike ding leer vanmôre. Hou op om vleeslik te probeer veg, ook met hulle, met wie jy voel jy te stryd. Daar's 'n gees wat deur hulle werk. Kom teen daai ding in die naam van die Here. Onderskei daai gees se naam en sê vir daai gees, so sê die woord van die Here. Daar staan geskrywe. Daarom moet jy die woord ken. Daarom moet jy die woord bid. Wanneer jy die woord bid, bid jy God se wil. Wanneer jy die woord praat, praat jy God se wil. Wanneer jy die woord uitspreek, spreek jy God se wil uit. Jy kan nie verkeerd gaan. So wat doen Jesus? Hy antwoord elke keer die vyand, wanneer die vyand hom versoek. Hy sê net, daar staan geskrywe. En ek lees die Bybel sê, die duiwel het hom gelos. Dis die swaard van die gees. Kan jy dink hoe lyk dit in die gees? Prys die Here. Ek lees dat die Bybel sê, die woord van die Here is soos 'n vuur. As jou geestesoë sal oopgaan, sal jy baie vuur sien uit my mond uit, oor my, rondom my. Nou die dag preek ek by 'n plek en nou kom na dit, hy sê, ja, pastor, ek het hierdie fenomenale ervaring gehad. Ek sê, vertel. Hy sê, terwyl jy preek op die verhoog, sien ek hierdie groot, blink, wit figuur langs jou staan. Ek sê, ja, dis die engel van die Here. Kan jy dink hoe lyk dit in die gees, wanneer die woord van God, die swaard van die gees, gebruik word? Kan jy net dink, die Bybel sê, dis soos 'n vuur. Hy sê, die Bybel is soos 'n hamer. Het kap alles stukkend wat nie van die Here is nie. So wat moet jy doen? Nie fisies veg nie. Jy moet die woord vat, die swaard van die gees, en hom gebruik onder die leiding van die Heilige Gees. Luister na wonderlike, belangrike woord. Vat jou stryd na die Gees toe. Sê, so sê die woord. Nou bid jy God se perfekte wil. Die vyand kan nie standhou teen dit. Maar baie mense kom nog steeds met opinies, redenasies. Ek kry sulke ouens in die spreekkamer, ek daarom later vir hom sê, bly jy stil, jy het gekom om my te sien. Redeneer. Party ouens, dis hulle probleem. Hulle gaan nooit in die bonatuurlike beweeg nie, want redenasie is hulle probleem. As die Here met my praat, ek redeneer nie. Ek sê, yes sir! Maak nie saak hoe dit klink nie, ek sê net wat hy sê. Wanneer die vyand kom in jou denke, en hy wil jou depressief maak, hy wil jou negatief maak, want dis wat hy doen, hy kom in jou denke met gedagtes. Wat moet jy doen? Jy moet daai gedagtes, sê Paulus, gevange neem. As party ons, hy ken daai skrif, maar hy dink net dis vir ander. Nee, is vir jou.
As die vyand weer kom met versoekinge, sondes, verslawinge, allerlei goed hier in jou denke, wat moet jy doen? Jy moet die woord gebruik en jy moet daai gees identifiseer. Kom ek gee jou 'n goeie voorbeeld. Die vyand kom met 'n gedagte van egskeiding. Dis nie noodwendig jy wat sondig in jou gedagtes nie, dis hierdie gees wat hierdie gedagte plant in jou denke, dis van buite af. Wat moet jy sê om daai ding werklik te kan teestel? Jy kan net die woord gebruik. Gaan nie help jy sê net hou op, los my uit nie. Hy sidder vir die woord van God. Hy sidder vir die naam van Jesus. Maar Jesus is die woord, kan jy amen sê? So wat doen jy? Ek het jou onderskei jou gedagte, dis 'n gees, hy kom as 'n gedagte. Dis amper asof hierdie ding word so geblaas net, dis 'n gedagte, maar as 'n gees agter daai. En as jy hom by die naam kan identifiseer, dan jy nodig nou om die regte skrif te gebruik vir daai gees. Nou kom jy en jy sê, nee dankie, ek weerstaan hierdie gedagte in die naam van Jesus, hierdie gees. Die woord van die Here sê, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. O, en skei mense so maklik vandag. Oor 'n klein argument, want dit kos 'n paar rand en 'n paar minute en skei, sommer vir niks. Die Bybel sê, God haat egskeiding. Ons almal herinner, ek sluit ons in, my en my vrou, want al ons mense herinner, almal wat nou na my kyk en luister, die huwelik was God se idee gewees. En so behandel ons dit as sy idee en sy wil. Kom ek gee jou nog 'n voorbeeld. Geniet julle die woord van die Here. Die vyand kom met 'n gedagte. Jy dink is net 'n gedagte. Daar's 'n gees agter dit. Hy werk deur gedagtes. Ek jou hoeveel keer al geleer in hierdie plek, hy loop nie saam. Wow! Hy doen dit nie so nie. Dit sien jy op die movies. Die woord van die Here is ryklik in hierdie huis. Luister. Hy kom in jou denke. En as jy oopmaak in jou denke, het hy jou, dit is wat die Bybel sê, dan word daar 'n vesting gevorm. So ons almal word aangeval. Maak nie saak wie jy is nie. Jy kan die wonderlikste kind van God wees. Almal word aangeval en hulle denk. Die vraag is, hoe hanteer jy die versoeke? En die Here praat met my en sê, kyk net hoe ek dit gedoen. Hy het nie geveg in die vlees nie, hy het nie geskree nie. Terug op die vyand, jy weet, partykeer is dit 'n goeie ding. As jy hom bind hom hard. Maar die punt wat ek maak, hy het nie in die vlees probeer veg nie. Hy het net gesê wat die woord sê. Dis die hoogste gesag, dis die swaard van die gees. Wow. Dis die vuur wat hier uit God se mond uitkom. Dis soos 'n hamer, hy kan die stand opvat. Ek wil 'n radikale stelling maak. En sê, geen wonder dat sekere woord nie oral altyd bevestig word met wonders en tekens. Omdat dit nie altyd die woord van die Here is nie. God gaan nie opinies bevestig met wonders en tekens nie. Kerk, luister na my. Hy sal net sy woord bevestig met wonders en tekens. Die Here help my en help predikers om die woord suiwer te verkondig. Amen. So wat doen die Here? Hy raak nie vleeslik nie, hy sê net, so sê die woord van die Here. Daar staan geskrywe en die duiwel het hom gelaas. Soos die vyand kom, nog een voorbeeld. Byvoorbeeld met 'n gedagte van welis. Baie relevant wat ek nou sê. Baie relevant. Almal word aangeval. Maak nie saak wie jy is. En jy ervaar, maar dis nie jy nie. Jy weet, hierdie is 'n versoeking, kom van buite af. Dis 'n gedagte, wat doen jy? Onmiddellik kry jy 'n skrif. En jy sê, my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Nou sê jy, so sê die woord van die Here. Onmiddellik, en daarom moet jy jou woord ken. Dink ek aan sommer 'n skrif, Romeine 12 wat sê,
word verander deur die vernuwing van jou denke. Jy gaan nooit verander as jy nie onder die woord sit nie. Ons kry al hoe meer mense wat teen die kerk praat. Hy sê, dien die Here iewers. Hy praat nonsens. Dis nie lank nie, is hy mors dood. Hoeveel van ons mense hou van braaivleis soos ek? Kom nou. Ek het net gister 'n dingetjie gebraai gedaan, voor ek gaan bid het gisterand. Dit is vir my ontspannend. So 'n lieflike vleisoffertjie, prys die Here. Julle wat vegetariërs is, ek hou aan bid vir julle. Hoe is dit moontlik? Ons is lief vir almal. 1 jaar, jare terug, vat 'n ouetjie ons uit. Hy was alleenlopende. Dis dalk die probleem. Want as hy 'n vrou gehad het, was daar dalk wysheid, ek weet nie. Nou vat hy my en Teresa uit, ons is jeugpastore by 'n plek baie jare terug. Hy wil my nou treat en hy vat my Spur toe. Net voor ons begin bestel, ek dink, yes, ek is so uitgehonger, ek is so lus vir ietsie lekkers. Wat 'n blessing, mag daar meer sulke ouens wees. Sê pastoor, ek wil net vir jou sê, ek is 'n vegetariër. Hy sê, ek eet nie vleis nie. Hy sê inteendeel, hy gebruik die woord, en vrou is my getuie. Dit is so gross. As jy aan vleis, dan ek sê, Here, waar is ek vandag? Toe besef ek later, daai jare het hulle nog, die Spur het nog Salad Valley gehad. Hy eet net by die Spur, want daar is 'n Salad Valley. Dan die Here vir salad, ek hou ook van dit, maar jy vat jou pastoor uit, ek sê, Here, help hom, wees hom genade. Maar vanaand moet ek maar eet soos ek gelei voel. As jy iemand uitvat vir eet, laat hom eet wat hy wil. Okay. Prys die Here. So daar kom 'n gedagte byvoorbeeld, en jy weet, hierdie ding is van buite, dis 'n versoeking, dis 'n aanval. Jy gaan die woord moet ken. As jy net opinies gaan lig, gaan hy ding jou nie los nie. Ja, die woord is wonderlik. Jy gaan moet sê, my denke behoort aan die Heilige Gees. Jy moet sommer so 'n paar skrifte gou ken oor denke. My liggaam behoort aan die Heilige Gees. Verstaan? Heiligmaking, sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Amen. Hy wat reiners van hart sal God sien. Matteus 5, so kan ons aangaan. Bo alle dinge bewaar die hart, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Net so maar 'n paar te noem. Ek wil jou uitdaag. Ek het dit gisterand gedoen weer. Wanneer jy bid, al is dit net 'n paar minute, kyk vir hoe lank kan jy net skrif bid. Nie storieetjies nie. Net woord. Vader, in Jesus naam, u woord sê. Boem. Volgende skrif, volgende skrif, volgende skrif. Hou sommer jou Bybel byderhand. Net skrif. En ek waarborg jou, daai gebed word gehoor, want dis in God se wil. Wat het Jesus gedoen? Daar staan geskryf. Soos jy vir die vyand allerlei opinietjies gaan gee, en sê, ek hou nie van jou, hy hou nie van jou nie. Jy moet sê, daar staan geskrywe. In jou denke. En as jy oorwinning hier kry, prys die Here, dan gaan ons die oorwinning sien in jou gees, in jou liggaam, oral waar jy kom. Iemand wat gesonde denke het, jy kan sommer sien, hy is later gesond in sy hele lewe. Iemand wat positief is hierbo. Praat positief. So verander die manier hoe jy praat. Amen. Moenie terugveg, hulle wat jou veg. Dis baie dom vir 'n ou om 'n gesalfde te veg. Hy gaan sleg tweede kom. As ek praat van 'n gesalfde, praat ek nie net van die man van God, kinders van die Here wat God dien met 'n passie. Dis dom vir 'n familielid, sogenaamde vriende. Mense, sulke vriende het jy nie vyande nodig. Maar wat 'n gesalfde veg en lelike goed toesnou en jy kan nie glo wat ons hoor as ons mense beraad, die goeie wat aangaan. Ek veg hou nie terug nie, ek vat hom net in die gees.
Is nie lank, die bring God hom op sy knie. En ek vra, Here, moenie laat hy seer kry, wees hom genade. Here, verander hom. Net so, sal op sy knie kom. Daar's 'n stadium, ek sluit af, waar die man van God, Paulus, mense oorgegee het aan Satan. Dis die enige wat dit kan doen, hy was 'n apostel. Mense wat aanhou en aanhou teen 'n man van God kom, teen 'n gemeente kom, die werk van die Here wil belemmer, stories versprei, lelike goede sê, aanhou en aanhou, nadat hy gewaarsku is, gesê, stop dit. Ek moes dit nou die dag doen. Daai man van God het 'n paar keer mense oorgegee aan Satan. Kom ek verduidelik. Hy verduidelik en hy sê, sodat hulle les kan leer in my eie woord, sodat hulle gees behoue kan bly. Want wat gaan gebeur? As jy nie covering geniet in hierdie huis, is jy ook target vir Satan. Dis hoekom daar so iets is soos, jy moet in 'n kerk wees, 'n pastoor in jou lewe, broers en susters, jy geniet covering, jy's onder die bloed van die Here, jy's deel van 'n huisgesin. As talle mense hulle staan los, hulle onderwerp hulle aan niemand nie, hulle luister vir niemand nie. Met ander woorde, in die gees sien die vyand, maar dis 'n maklike target, hier's 'n rebel. Rebellie is soos heksery. God se manier was nog altyd, as nie 'n mooier woord as die covering, gemeente. Paulus sê, hierdie ou wat my so skade aan doen, wat die kerk van die Here so skade aan doen, hy's gewaarsku oor en oor, hy wil nie luister nie, hy doen die Here se naam in sak skade aan, en hy wil nie repent nie. Hy sê, nou sal ek hom oorgee aan Satan. As hierdie gesagsfiguur, die apostel van die Here, om te sê, Here, leer hom 'n les. Dat hy op 'n plek kom waar hy uitroep na God. Ek weet, hierdie hoor jy nou nie in baie kerke. Hy sal uitroep en sê, o God, ek is jammer dat ek gaan. Kan ons almal vir mekaar net sê vanmôre, buig sommer nou al voor die Here. Verstaan, maak jou hart oop vir die Here, vir sy woord. Seën die man van God, seën die kerk, seën jou broers en susters. Waak teen rebellie. Ons kry se kans, hulle is lone rangers. Hulle sit in my spreekkamer elke jaar en dan. Ek wil so graag 'n kans hê om te preek in jou kerk. Ek wil so graag 'n kans hê om dit of dat te doen. Dan vra ek net 'n paar vrae. Wie is jou pastoor? Waar betaal jy die Here se tiende? Aan wie is jy onderdanig? Wat is die Afrikaans? Aan wie is jy accountable? En weet jy hoeveel mense kan nie dit antwoord nie? Alright, so jy wil nou vir hierdie kosbare mense met wie ons jare pad stap, sommer kom sê so en so en so, maar self doen jy dit nie. Dit is hoekom ons meer vaders nodig het in die kerk. Wat God se mense beskerm. Kan jy amen sê wat? Is jy bly jy was hier vanmôre? Kom ons staan, prys die Here. Ou wat leerbaar is, ou wat maklik jammer sê, ou wat die pad stap met die Here, hy hoef mos nie oorgegee te word aan die duiwel. Jy sê sommer, Here, ek gee myself oor aan U. Jy verstaan wat ek bedoel, waar hy voorbeeld, moenie my mis verstaan of aanhaal nie. Ek het nou groot dinge hier gesê, wat party ons niks van weet nie. Dis mense wat aanhou om in rebellie te leef, jaar in jaar uit, in ongehoorsaamheid. God se saak benadeel. Een of ander tyd gaan die Here ingryp. En die Here werk ook deur sy man, gesagsfiguur. Ek wil vanmôre jou seën, dat die Here jou help in jou denke, dat jy oorwinning sal kry. Here, dankie vir U woord wat lewe bring. Dankie vir hierdie praktiese lering vanmôre. Help ons om net vir die vyand te sê, daar staan geskryf. Help ons om net te sê wat U woord sê, want dan gaan ons kry wat die woord sê. Amen. If we can say what God says, we will get what God says. U woord is U wil, Here, en hoe bid ek dat ons mense so liefde kry vir die woord van die Here. Here, dat elkeen die swaard van die Gees sal gebruik. Dankie dat ons kan verklaar vanmôre, ons denke behoort aan die Here. Ons liggame behoort aan die Here. Kyk gou vir my, ek is amper klaar.
Dis bevoorreg om hier te wees. Baie keer sal ek so begin in die môre, sit jou hande so op jou slaap. En dan sal ek die bloed van Jesus oor my denke aanwend. Sit jou hande op jou slaap. Werk saam. Sê Here, ek wend u bloed aan oor my denke. En dis iets wat jy gereeld kan doen, elke dag. Here, ek wend u bloed aan oor my denke. Want die vyand is uit om jou denke te besoedel. En alhoewel jy baie lief is vir die Here, gaan hy nou iemand gebruik om jou kwaad te maak of leed aan te doen. So wat doen jy? Here, ek wend u bloed aan oor my denke. In Jesus naam. En dan begin jy die woord praat, en jy begin die woord bid. En wanneer daar lelike denke kom, want glo my, die vyand sal jou aanval, dan sê jy net vir hom wat die woord sê. Amen. Wees geseënd almal. God bless you. Onthou vanaand se wonderwerkdiens. Bring familie, bring mense, ons gaan kort en kragtig wees. Moenie die diens mis nie. Bring die siekes. Ons sien julle, gaan in vrede. Bye bye.